Here. As jy jou Bybel by jou het, kan jy hom vir my oopmaak in die boek van, nou moet jy mooi luister, die boek van Matteus, Matteus 26, Matteus 26, Lukas 22, so Matteus 26, Lukas 22 en Johannes 13 en ook Johannes 18. So, Matteus 26, Lukas 22, Johannes 13 en Johannes 18. Ek gaan dit weer vir julle lees, Matteus 26, Matteus 26, Lukas 22, Johannes 13 en Johannes hoofstuk 18. 'n Bietjie vanaand met ons gesels oor Judas se keuse. Judas se keuse. En ek gaan kyk na so 4 punte, net so 4 dingetjies oor Judas se keuse. En ek dink dit is ook van toepassing op ons vandag. En ek dink dit is ook belangrik vir ons as kinders van die Here om ook op te let hiervoor. En ons gaan also saam lees Matteus 26, daarso vanaf vers 14, Matteus 26 vanaf vers 14. Toe gaan een van die 12 met die naam van Judas Iskariot na die owerpriesters en sê, wat wil u my gee? En ek sal hom aan u oorlewer. En hulle het vir hom 30 silwerstukke afgeweeg. En van toe af het hy 'n goeie geleentheid gesoek om hom oor te lewer. Gaan dit weer vir ons lees. Toe gaan een van die 12 met die naam Judas Iskariot na die owerpriesters en sê, wat wil u my gee? En ek sal hom aan u oorlewer. Jy sien, hulle het hom nie genader nie. Hy het hulle genader. En hulle het vir hom 30 silwerstukke afgeweeg. En van toe af het hy 'n goeie geleentheid gesoek om hom oor te lewer. Nou kom ons bietjie meer detail te kry van die hele gebeurtenis. Lukas hoofstuk 22. Lukas hoofstuk 22, ons gaan daar lees vanaf vers 1 tot en met vers 6. Lukas 22 vanaf vers 1 tot en met vers 6. En die fees van die ongesuurde brode, wat Pasga genoem word, was naby. En die owerpriesters en die skrifgeleerdes het gesoek hoe hulle hom kon ombring, want hulle het die volk gevrees. Jy sien, hulle kon nie net Jesus in die openbaar net vat nie, want die volk sou in oproer kom. En onthou nou, net voor dit, het Jesus Jerusalem ingekom, hulle het 'n palmtakke voor hom gelê en gesê, Hosanna, en hulle het hom verwelkom as hulle koning. So die volk was oorgehaal vir Jesus. So hulle kon nie net vir Jesus in die openbaar gryp nie, want dit sou 'n oproer onder die volk veroorsaak het. So hierdie owerpriesters het 'n geleentheid gesoek, hoe kan ons hom ombring? Hoe kan ons hom kry, sonder dat die skare vir ons enigsins 'n probleem gaan wees? En kom ons lees dan vers 3. En die Satan het in Judas gevaar, wat Iskariot genoem word, en wat uit die getal van die 12 was. Toe het hy gegaan en met die owerpriesters en die hoofde beraadslag, hoe hy hom aan hulle kon oorlewer. En hulle was bly, en het met hom ooreengekom om geld te gee. En hy het toegestem en na 'n goeie geleentheid gesoek om sonder oproer aan hulle oor te lewer. Jy sien, sien gou 'n bietjie die prentjie. As die owerpriesters ewe skielik Jesus moes gegryp het in die publiek, dit sou vir hulle baie probleme veroorsaak het. Want hulle sou 'n oproer van die volk gekry het. Want die volk sou gesê, julle is jaloers op, julle is afgunstig en dit sou 'n baie slegte beeld vir hulle gewees het en 'n probleem vir hulle veroorsaak het. Maar hoe sou dit gelyk het? As een van Jesus se eie disippels teen hom draai en hom oorlewer aan hulle. Die volk gaan begin wonder, hoekom sou hy dit doen? Wat weet hy wat ons nie weet nie? Jy weet, en die mens is nogal geneig om te hardloop met sulke redenasies. Kom ons kyk maar net op sosiale media vandag. Dit is die norm op sosiale media. Kom ons sê, iemand kan ietsie laat val, wat net, almal kan vandag hierdie ding doen, en ietsie kan laat val. Of net iets anders te wys, en dit is baie maklik vir mense om agter die mainstream aan te gaan.
want dit lyk oortuigend. En dit is maklik om mense om verward te word met die omstandighede. In Suid-Afrika dink ek het ons 'n wonderlike voorbeeld daarvan, as ek 'n voorbeeld, ons praat nou van Judas en almal van die Bybel, net hierdie oorlog in Israel, kan ons duidelik sien in Suid-Afrika, ek vat hierdie as 'n voorbeeld om vir julle net 'n demonstrasie daarvan te gee, is dat die meerderheid van die mense wat vir Israel is, en weet wat die realiteit van die saak is, en weet wat regtig aangaan, hulle ondersteun en bid vir Israel, en jy weet, maar, dan is daar 'n gedeelte van ons volk, wat soos wat alles sal glo wat aan hulle voorgehou word deur hulle leiers, wat enige iets soos 'n wortel voor hulle neus sal swaai, en die massas met een ding oproer, en hulle sal, al is hulle verkeerd, nog steeds die narratief vat as die waarheid. En dis presies wat hier gebeur het. So, vir hulle was dit 'n win-win situasie, 'n wen-wen situasie. Want Judas, sy eie disipel, verkoop hom uit. Wow! Ons kan twyfel onder die volk saai. Goed. Nou gaan ons daarso saam lees, en ons gaan daarso saam lees in Johannes hoofstuk 13, daarvan in vers 21. Toe Jesus dit gesê het hy in sy gees ontsteld geword en getuig en gesê, voorwaar, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Nou Jesus het presies geweet, het was Judas gewees. En die disippels het na mekaar begin kyk in twyfel omtrent die een van wie hy dit sê. Die een van sy disippels, hy vir wie Jesus lief gehad het aan tafel teen die bors van Jesus gelê, dit was Johannes. Simon Petrus klink toe vir hom dat hy moet vra wie dit tog kan wees van wie hy spreek, want Petrus wys vir Johannes, vra vir Jesus, hy sal tog vir jou antwoord, want jy's tog sy witbroodjie Johannes. En hy val op die bors van Jesus en sê vir hom, Here, wie is dit? En kyk wat doen Jesus. Jesus antwoord, dit is die een aan wie ek die stukkie sal gee as ek dit ingedoop het. En toe hy die stukkie ingedoop het, gee hy dit aan Judas Iskariot, die seun van Simon. Ek meen, Jesus het dit geweet. En nadat hy die stukkie geneem het, het die Satan aan hom ingevaar. En Jesus sê vir hom, wat jy doen dit haastig. Wat sê Jesus vir hom? Judas, moet nog tyd mors nie. Gaan doen wat jy uitgegaan het om te doen. Maar waarom hy dit vir hom gesê het niemand van die wat dit aan tafel was verstaan nie. Want sommige het gedink terwyl Judas die beurs gehad het, dat Jesus vir hom sê, koop wat ons nodig het vir die fees, of dat hy iets aan die armes moes gee. Hoekom? Want Judas was in beheer van die beursie. Judas was basies hulle finansiële bestuurder. Judas was die ou gewees wat al hulle finansies hanteer het. Toe hy dan die stukkie geneem het, het hy dadelik uitgegaan, en dit was nag. Nou kom ons lees ook daarso saam in Johannes hoofstuk 18. Johannes hoofstuk 18 daarvan vers 1. Nadat Jesus dit gesê het, het hy met sy disippels oor die spruit Kidron gegaan, waar daar 'n tuin was, waarin hy self gegaan het en sy disippels. En Judas, sy verraaier, het ook die plek geken, omdat Jesus daar dikwels met sy disippels saamgekom het. En Judas het die afdeling soldate en die dienaars van die owerpriesters en die fariseërs geneem en daar gekom met fakkels en lampe en wapens. Jy sien, nie tussen die volk nie, maar in privaatheid, agter geslote deure, dat die volk nie moet sien wat gebeur nie, dat hulle in die duister gehou moes word. En kyk nou hierso wat gebeur. Hierdie is iets wat vir my so besonders was van Jesus. Nou wat Jesus alles geweet het wat oor hom sou kom, het hy uit die tuin gegaan en vir hulle gesê, wie soek julle? Hulle antwoord hom, Jesus die Nasarener. Jesus sê vir hulle, dit is ek. En ook Judas sy verraaier het by hulle gestaan. Nou in die ander gedeelte sê hy, Judas het gekom en hom gesoen, en hom gesê, gegroet is die rabbi. En dis sê hy, verraai die seun van die mens met 'n kus. Maar kyk wat gebeur toe hier. Hy vra hulle weer, wie soek julle? En hulle sê, Jesus die Nasarener. Kyk toe hier. Jesus antwoord, ek het vir julle gesê dat ek is. As julle my dan soek, laat hierdie manne weggaan. So die woord vervul sou word wat hy gespreek het. Uit die wat U my gegee het ek niemand verloor nie. En Simon Petrus, wat 'n swaard gehad het, uitgetrek, en die diensknegt van die hoofpriester geslaan, sy regteroor afgekap. En die naam van die diensknegt was Malchus.
Toe sê Jesus vir Petrus, steek jou swaard in die skede, die beker wat die Vader my gegee het, sal ek dit nie drink nie. En die afdeling van die owerste oor 1000, die dienaars van die Jode, het Jesus gevange geneem en hom geboei. Weet jy wat is my ook interessant, in 'n ander gedeelte in die woord, in die van die evangelies, dan sê hy, toe Jesus sê dit is ek, het hulle agteruit gegaan en op die grond geval. Nou, hoekom het dit gebeur? Wat het daar gehappen? Jesus het daar eintlik sy majesteit geopenbaar. Toe hy sê, dit is ek. Kan jy vir jouself dink, die krag van God, het hy gedemonstreer, dat hulle weens dit nie eers kon staan nie. Wat Jesus eintlik ook vir Petrus wil gewys het, is Petrus, dis wat hy vir hom gesê het van die engele. Hy het gesê, Petrus, sit weg daai swaard. Ek is gestuur vir 'n doel, vir 'n rede. Ek kan myself help as ek moet. Ek is die seun van God, ek is God. Weet jy wat is vir my interessant? Want Jesus het van, wat hy gesê het van 6000 engele, wat hy gesê het, ek dink nie, ek kan 12 legioen engele roep nie, 12 legioen engele, ek leer met 'n bietjie mooi dink, in 1 legioen is daar 6000 engele. Ek leer met gaan net bietjie hierdie sommetjie geveel maak. Nou, 6000 engele, 1 legioen. Jesus sê, kan ek nie 12 legioen engele roep nie. Nou, as jy daai 12 maal 6000 vat, dis bietjie baie, né? Nou, 1 engel in die Bybel slaan 185.000 man dood in een aand. Nou, as jy daai engele vat wat Jesus kon roep, interessant genoeg, en jy gaan kyk hoeveel mense daai engele kon doodmaak in een aand se tyd, is dit die ganse mensdom op die planeet gewees. Hy kon die hele mensdom daai aand uitgewis het. Met een woord. Maar hy het dit nie gedoen nie. Gaan kyk 'n bietjie, werk 'n bietjie uit. Ek dink dit kom uit soos iets, ek is nie seker maar is 'n hele paar biljoen mense wat hulle kon doodgemaak daai aand. En Jesus sê, en hy wys dit ook vir hulle, dit is ek. Maar waaroor ek vanaand met ons wil praat is Judas se keuse. Judas se keuse. Die eerste punt waaroor ek wil gesels. As ons 'n bietjie gaan kyk na Judas. Judas het 'n toewyding aan die Here gemaak. En dis, ek dink, dis iets wat ons nie altyd raaklees of verstaan nie. Judas was nie, hy het nie met 'n valse motief Jesus gevolg nie. Toe Judas Jesus begin volg het, en sy disipel geword het, het hy dit uit opregte toewyding gedoen. Hy het na Jesus toe gekom en hy het Jesus gevolg met 'n opregte hart. En daar is geen bewys of geen rede in die skrifgedeeltes, behalwe nou die laaste gedeeltes voor die kruisiging van Jesus, waar ons kon agterkom dat iets het in Judas verander het nie. Maar van die begin, van die staanspoor af, het Judas Jesus gevolg, en hy het hom gedien uit opregtheid, hy het hom genuine gevolg. Hy weet jy wat, hy het alles gelos om Jesus te volg. Hy het sy hele lewe gelos. Hy sê dit nie gedoen het vir 30 stukke silwer nie. 30 stukke silwer, en vandag is nie eers 15 of 20.000 rand nie. Hy sou nie sy hele lewenswyse agtergelaat het, net vir 30 stukke silwer nie. Hy was aktief betrokke in Jesus se bediening. Hy was genuine aktief betrokke, hy het kragtige werk vir die Here. Weet julle wat, toe die Here hulle uitgestuur het en vir hulle gesê het, gaan maak die siekes gesond, gaan wek die dooies op, gaan dryf die duiwels uit, weet jy wat, Judas was saam. Hy het dit gedoen. Hy het dit gedoen. Maar iets het gebeur. Iets het gebeur in Judas se lewe. Dat hy ewe skielik met sy hele passie, met sy hele lewe wat hy Jesus gedien het, begin minag het. En dit nie meer beskou het as die moeite werd om hom te volg nie. En hy gaan na die priesters toe. Sê,
En weet julle wat is eintlik vir my die hele ding rondom Judas? Hy het gesien Jesus het altyd weggekom. Hy het gesien elke keer waar die Fariseërs probeer het op Jesus om die lewe te bring, het Jesus altyd weggekom. Hulle kon hom nooit regtig, wanneer daar 'n oproer was of wanneer daar iets gebeur het, kon hom nooit arresteer nie. En hy het ook gedink, wel, hy sal weer wegkom. So ek kan ten minste iets uit die deal uitmaak. Ek gaan hom nie meer verder volg nie. Maar ek gaan nie dit net vir niks doen nie. Ek wil ook ten minste iets uit die deal uit hê. Vir al die tyd wat ek verloor het om hom te dien. En weet jy, is baie mense vandag is op so 'n plek. Hy was aktief betrokke. Hy was besig vir die Here. Hy was kragtig gebruik deur die Here. Weet jy wat Jesus het geweet? Van die begin af. Judas sou hom verraai. Hy het geweet van die begin af. Hy het geweet van die begin af, Judas sou die een wees wat hom gaan uitlewer aan die owerpriesters. Hy het geweet, Judas sou sy rug op hom draai, Judas sou hom verag, Judas sou hom besteel het, ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat. Maar tog het God niks teruggehou van Judas af nie. Hy het kragtig gewerk in Judas se lewe. Maar op 'n dag kom daar 'n vrou met 'n albaste fles. En sy salf die voete en die hoof van Jesus. En jy kan sy minagting van Jesus daar sien. Kom word dit op hom gemors. Jy mors dit op hom. Wie dink hy is hy? Van 'n kragtige diensknegt van die Here tot op 'n punt, wie dink hy is hy? Wat het verkeerd geloop in jou lewe, Judas? Want jy weet, Judas het 'n verkeerde mentaliteit oor Jesus gehad. Hy het verwag, Jesus gaan daai Romeine uitmekaar uit slaan, en hy gaan militaristies optree teenoor hulle, en hy gaan die koning van Israel wees. En hy het dit waardig geag om Jesus te dien, te volg met al die kragtige dade wat Jesus gedoen het. Jesus kan hulle uitwis met die spreek van 'n woord. Maar hier kom Jesus en hy sê, jy moet jou vyande lief hê. Draai die ander wang. As hy 1 myl van jou afdwing, stap met hom 2 myl. Kom ek julle gou vertel, die Romeine het 'n wet gehad, dat hulle kon 'n Jood gedwing het, om as hulle goeders moes rondgeskuif het of rondgevat het, kon hulle daai Jood gedwing het om 1 myl hulle bagasie te dra. En daarna moes hulle hom laat teruggaan het na die stad toe, of waar ook al, moes hulle hom laat gaan het, want dan word dit gesien as onregverdig. Maar in hulle wet was dit gewees, hulle kon van 'n Jood 1 myl afdwing. En Jesus kom, hy sê, as hy van jou 1 myl afdwing, stap met hom 2 myl saam. Wat 'n Messias is hy? Wat 'n Messias is hy? Hulle wat my onderdruk, wat my seer maak, dit wat my lewe uitmekaar uitruk, dit wat my onderdruk, dit wat my seer maak, ek moet nou respek hê daarvoor. Wat 'n Messias is hy? En hy het hom begin verag. Jy sien, want hy het 'n misverstaan gehad van wat hy gesien het. Hy het sy eie prentjie begin vorm van wie Jesus is. Hy het nooit God se plan raak gesien nie. Hy het sy eie begeerte raak gesien. En baie mense vandag kom in rebellie teen die Here, omdat hulle 'n ander beeld van God kry, omdat hulle 'n ander beeld van Jesus kry. Want hulle het die verwagting dat God sekere dinge moet doen op hulle manier, en hulle het 'n misverstaan van daai dinge. En wanneer God nie opruit soos wat hulle wil hê, hy moet wees, of nie optree of nie doen wat hulle gedink het hy sou doen nie,
begin hulle harte verhard te word teenoor die Here. Omdat hulle seer kry. Omdat hulle onregverdig behandel word, omdat hulle lewe onregverdig is, omdat daar onreg aan hulle gedoen word en die Here doen niks daaromtrent nie. En Judas het daai selfde idee van Jesus begin kry. Weet jy wat, ek kom ons na die tweede punt wat Judas gedoen het. Judas het die wonderlikste geleentheid gehad van enige mens op hierdie aarde. Wie van julle sou wat gee om Jesus te kon hoor preek? Wie van ons sou ons hele lewe opgee net om een dag, 1 uur in sy teenwoordigheid te spandeer het? Wat 'n voorreg sou dit net gewees het om 'n disipel van Jesus te gewees het wat saam met hom gewandel het nie. Hy het die wonderlikste geleentheid gehad. Hy het 3,5 jaar saam met Jesus beweeg. Hy het die grootste wonderwerke ooit gesien. Hy het die grootste kragtige dade ooit beleef. Hy sien hoe verander Jesus water in wyn, hoe wek Jesus vir Lazarus op. Hy sien hoe laat Jesus 'n blinde sien, hoe maak hy 'n melaatses gesond. Hy sien hoe laat hy verlamdes loop. Hy sien hierdie kragtige dade. Hy sien hoe 'n vrou uit 'n skare haar hand deurdring, net aan sy kleed vat en sy word gesond. Hy beleef dit. Hy sien dit hoe Jesus met die spreek van 'n woord mense 'n hele end van hom af genees. Hy beleef dit, hy sien dit. Weet jy, hy het die beste leermeester ooit gehad. Ek wil sê hy het die beste pastoor van almal gehad. Hy het die beste pastoor gehad. Hy sou aan Jesus se lippe gehang het wat hy geteach het. Wat hy verduidelik het, wat hy vertel het, wat hy hulle geleer het. Hy het die perfekste pastoor gehad. Hy het die perfekste pastoor gehad. Sondeloos. Kyk, ons ouens is maar bad news, hoor. Ons is nie so high populair soos baie ouens dink nie, hoor. Ons het baie foute. Ons doen baie dinge verkeerd. Ek, genade tog. Baie keer al gewonder, Here, wat sien nie in my. Maar weet jy, die beste pastoor gehad, sondeloos, vlekkeloos, volmaak, met alle kennis. Hy is die seun van die lewende God. Hy staan by Petrus, waar hy verklaar, U is die seun van die lewende God. Hy verklaar dit saam, hy weet dit. Hy sien dit gebeur. Weet jy, hy het direk Jesus se wonderwerke gesien. Hy het dinge gesien, die Bybel sê vir ons, daar is so baie dinge wat gebeur het, dat boeke dit nie kan beskryf nie. Hy het dit gesien, hy het dit beleef. Hy het in die aande, as Jesus geslaap het, het hy sy asemhaling gehoor. Hy het sy vrede beleef. Hy was elke dag saam met hom daar op die see van Galilea, as hy op die boot was. Hy was saam met hom. Hy het al Jesus se teachings gehoor. Ek is eerlik met julle. Ek is nie net jaloers op Judas nie. Op 'n mooi manier. Ek beny hom eintlik daarvoor. Ek meen, wat 'n voorreg. Wat sal jy prys gee om daai geleentheid te gehad het? Ek dink die enige prediker, die enige mens, die enige kind van die Here, ek dink jy sal jou hele lewe prys gee vir daai geleentheid. Om so in Jesus se teenwoordigheid, om sy vriend te wees. Hy het hulle gesê, julle is my vriende. Om jou, dat Jesus jou sy vriend noem. Maar weet jy, hy het ook al Jesus se waarskuwings gehoor. Hy het al Jesus se vermaanings gehoor.
Hy het elke preek gehoor wat Jesus gedoen het. Hy het gehoor hoe Jesus waarsku oor die hel. Hy het gehoor en hy het beleef hoe Jesus die fariseërs aangespreek het. Hy het gesien en gehoor wat Jesus sê van die verderf. Hy het gehoor wat Jesus geprofeteer het oor Jerusalem, oor die toekoms van die Jode. Hy het alles gehoor. Hy kan nie een keer sê, hy het nie geweet nie. Hy van alle mense. Weet jy, hy het selfs ook tot gehoor van die verlore seun. Wat weggedwaal het. En ek wonder baie maal of Jesus dit nie vir hom gesê het nie. Wat weggesgaan het en van sy vader se huis af, hy het begin wegval in 'n ander lewe in. En Jesus sou vir hom gesê het, kom terug. Ek wag vir jou, sonder veroordeling. Kom terug, Judas. Maar tog verraai hy vir Jesus. Tog verraai hom vir 30 stukke silwer. Vir 30 stukke silwer. Hy sien hoe Jesus die visse en die brood vermeerder. Hy tel self die brokstukke op. Hy verraai hom vir 30 stukke silwer. Ek wil vandag vir jou ook sê, kyk, as jy ouer is, as jy vriende het, familie, ons wonder baie male, as jy, kom ons sê jy dien die Here, val ouers, ek hoor dit baie keer by ouers, waar hulle kinders van die pad af geraak het, en dan sal die ouers hulle self blameer en sê, waar het ons verkeerd gegaan? Wat het ons verkeerd gedoen? Ons het hierdie kind groot gemaak in ons huis met die vrees van die Here. Wat meer kon ons doen? Ek het al baie keer by familie gehoor, man, vrou, kinders, ooms, tannies, neefs, niggies, almal. Dan sê hulle, wat het ons verkeerd gedoen? Wat kon ons meer doen om hierdie persoon by die Here te kry? Hy of sy wil nie die Here dien nie. Ons het hulle groot gemaak, ons het hulle geleer, ons het hulle geteach. Waar het ons geval in ons teaching? Weet jy, en ek dink baie pastore vra dit vandag, en ek het dit ook al baie keer vir myself gevra. Ek gaan vir jou eerlikwaar sê, as jy na my bediening gekyk het, so ver, en jy kan sê, en jy sit vir 'n jaar of langer in 'n gemeente van my, of whatever, en jy kan sê, ek het nie geweet nie. Ek wil vir jou reg sê, jy lieg. Maar baie male dan sien ek, hoe mense wegdwaal en net weggaan, wegval. Dan dink ek myself, wat meer kon ek doen? Waar het ek verkeerd gaan? Wat kon ek beter geteach het? Wat kon ek dieper geteach het? Wat kon ek vir hulle meer gedoen het? Wat kon ek vir hulle meer gegee het? Waar kon ek die ekstra myl gestap het? Wat het ek verkeerd gedoen? Jy mag ook dalk so voel. Kon ons dalk anders te opgetree het? Moes ons dalk... Jesus het die beste... Wat sê Judas het die beste gehad. Judas het die beste gehad. Wat ek in my lewe nie kan droom, nie een pastoor, nie een prediker op hierdie aarde kan opweeg teen Jesus nie. Ons is nie eers 'n garingkie in sy, okay, hy het sandale gedra in skoenveters, maar julle sal verstaan wat ek bedoel. Ons kan nie eers 'n garingkie in sy skoenveters wees nie. En tog verraai Judas hom. Die mees perfekste omstandighede, die beste teachers, die beste kerk, die beste prediking, die beste Bybels, die beste alles, kan nie 'n mens se hart verander nie. As hulle nie die Heilige Gees toelaat om dit te verander nie. Ek en jy kan die moontlike doen.
Maar as dit vir die Heilige Gees nie eers moontlik is, om mense se lewens aan te raak nie, hoe nog te min vir my en vir jou, as dit nie eers met Jesus so kon wees nie. Die mees perfekste omstandighede, wat sê die perfekste pastoor, die perfekste kerk, die perfekste, weet jy wat, en Jesus op die einde van die dag was alleen in 'n tronksel. En hy was alleen aan 'n kruis. Let that sink in. Jy sien die keuse wat Judas gemaak het, Satan het 'n baie groot aanslag, 'n geweldige aanslag op Judas geloods. Hy het niks teruggehou nie. En so doen hy ook vandag nog met enige iemand wat Jesus volg. Ek wil vir jou vandag vir jou sê, jy wat Jesus volg, is nie kwyt geskeld van aanslag van die duiwel nie. Jy is juis die een wat sy volle aandag gaan geniet. Jy is juis die een wie hy gaan Dawid. En hy gaan 'n geweldige aanslag ook op jou loods. En ek dink ons almal kan daarvan getuig. En Judas het hom daai geleentheid gegee om dit te kon doen. Jy sien, die woord van die Here sê vir ons daar, die Satan het in Judas gevaar. En daar was ander gedeeltes gewees, wat ek gou vir julle wil lees. Mag gou vir u op daar so in Johannes 13. Judas gee aan die duiwel die plek. Kyk wat hy sê dan vers 2. Johannes 13 vers 2. Hy sê, en gedurende die maaltyd, die duiwel het al in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai. Het Jesus, omdat hy wist dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat hy van God uitgegaan het na hom heen gaan, van die maaltyd opgestaan en sy boklere uitgetrek en 'n doek geneem, en het om hom vasgemaak. Daarna het hy water in bak gegooi en die voete van die disippels begin was en afdroog met die doek wat hy omgehad het. Weet jy wat? Kyk daar, gedurende die maaltyd, was die duiwel alreeds in Judas se hart gewees. En Jesus gaan en hy gaan vat 'n skottel met water en hy was Judas se voete. Dit is bietjie mind-blowing. Weet jy wat, Jesus het vir Judas soveel geleenthede gegee om te bekeer. Hy het elke keer, hy het so baie kere by Judas eintlik gepleit om 'n ander keuse te maak. Hy het geweet wat is God se plan, maar glo vir my, Jesus was ook lief vir Judas. En hy wou nie eintlik gehad het Judas moes daai pad vat nie. Hy het geweet dit gaan gebeur. Maar tog gee Jesus vir Judas geleentheid aan die tafel. Here, wie gaan ons vraai? Die een aan wie ek die stukkie gee. Niemand wist niks. Hy kyk Judas in sy oë. Hy gee vir hom die stukkie brood. Judas, ek weet wat jy gaan doen. Ek weet van jou. Judas kon daar gesê het, Here, vergewe my, ek is jammer. My hart het boos geraak. Telke male het Jesus die geleentheid gegee. Hier kom Jesus selfs en hy was sy voete. Judas, weet jy hoekom doen, dink is so, daai vrou salf Jesus se voete met die salf, en dit was die rede dat Judas hom verag het. Jesus gaan en hy sê, Judas, kom hier, ek sal jou voete ook was.
Ek is nie groter as jy nie, Judas. Hy gee hom die geleentheid. Weet jy, ek dink ons lees dit mis in die Bybel, hoeveel geleentheid het Jesus vir Judas werklik gegee. Selfs daar, waar hy van gesê het, gaan doen wat jy moet doen. Hoekom, wat soek jy hier? Hy kon daar opgestaan en gesê het, Here, ek wil dit nie meer doen nie. Ek het geld ontvang, maar ek wil dit nie meer doen nie. Hy kon. Ons weet dit was God se plan, ons weet dit was dit, maar Jesus gee vir hom die kans, hy gee vir hom die keuse. Maar weet jy wat, nou, ek wil vir jou sê, baie keer sal mense jammer voel vir Judas, in die sin van, ag shame, hoe kon hy nog gehelp het om dit te doen, want die duiwel was in hom gewees. The devil made him do it. Die punt is, hy het die deur vir die duiwel oopgemaak, om dit te doen. Hy het die deur oopgemaak, dat die duiwel dit moes doen. Terwyl die Here Jesus vir hom elke geleentheid gegee het, om daai deur toe te maak. Jy weet, Judas het vanuit die beurs gesteel. Die Bybel sê dit vir ons, hy was 'n dief. Hy het gesê omdat hy 'n dief was. Hy het Jesus se geld gesteel. Hy het die offerandes gesteel. En tog, Jesus het nie die beursie van hom weggevat nie. Hy het hom nog steeds vertrou met sy finansies. Die mense sê, Jesus het die beursie gehad, gaan lees jou Bybel. Regtig. Jesus het nie van hom weggevat en vir iemand anders te gegee nie. Hy het gesê, hey Matteus, kom hier so, jy is ons 'n tollenaar, kom, jy weet ons hoe met geld te werk. Hey Lukas, jy's 'n dokter, nee, Lukas was nog nie daai tyd daar nie. Nou, imagine yourself. Lukas was nie daar gewees nie. Lukas was hier saam met Paulus. Maar imagine yourself. As hy vir Lukas sou gesê, hey, jy's mos 'n dokter, jy weet hoe om geld te charge, kom. Maar hy het gesteel, hy het die geld gesteel. Maar weet jy wat is die ding? Judas het dit geheim gehou. Hy het 'n deal gaan maak met die priesters in die geheim. Om 30 stukke silwer te kry vir Jesus. Hy het om 'n tafel gaan sit saam met Jesus en hy het geweet, hy het hierdie onbeleide sonde in sy lewe. En Jesus kyk hom in sy oë en sê, Judas, ek weet daarvan. Jy kan dit change, Judas. Ek gee jou die geleentheid. Niemand van hulle, die Bybel sê vir ons, hulle het nie gewis wat Jesus vir hom gesê het nie. Jesus het nie een keer Judas uitgeroep en verneder voor hulle. Hy het dit baie subtiel gedoen. Hy het Judas net 'n kenning gegee. En Judas het dit geweet. Glo jy vir my, ek meen as hy sê, die een week die brood sal gee. En niemand let eers op om weer die brood gee nie. Maar Judas let op. Judas weet dit. Judas, ek weet wat jy gaan doen. Jesus het geweet van al sy planne. Van al sy onbeleide sonde. Jesus het geweet van talle geleenthede waar hy geld gesteel het. Jesus gee hom geleentheid om te verander. Jy sien, bedekte en versteekte sonde maak altyd 'n deur oop vir die duiwel. En dit is hoekom Judas duiwelbesete geraak het. Jesus het telke male vir hom gesê, maak toe daai deur. Het jy geweet, Satan kan niks doen aan 'n kind van God as jy nie die deur vir hom oopmaak nie. As jy nie daai deur vir hom oopmaak om jou lewe te kom verwoes in jou lewe nie. As jy hom nie toelaat om jou te vang nie. As jy hom nie die reg gee om in jou huis in te kom nie. Hy kan dit nie doen nie. Want hy het geen reg nie. Maar as jy hom die reg gee, as jy hom die sleutels van jou huis gee, as jy vir hom die alarmkodes van jou alarmstelsel gee, as jy vir hom open view gee,
Die hartseer realiteit is, baie mense vandag het weggedwaal van Jesus af as gevolg van hulle sonde. En die Satan het hulle harte verhard. Dat hulle nie elke keer Jesus se pleidooi by hulle hoor. Ek weet van jou. Maak dit reg. Maak toe daai deur. En Judas het op die einde van die dag 'n uitkoms gevat. Hy het die wêreld verlaat in die duisternis wat hy gekies het. Hy het gekies om hel toe te gaan. Hy het nog steeds vrye wil gehad. Jy sien, God het die geleentheid gebruik, want hy het geweet, Judas gaan sy hart verhard. Judas is nie hel toe, omdat God hom so toe gestuur het nie. Of omdat hy net Jesus verraai het nie. Hy is hel toe, omdat hy sy hart verhard het. Hy was nie spyt gewees dat hy Jesus verraai het oor sy sonde nie. Hy was spyt gewees vir die gevolg van sy dade. Dis hoekom hy die geld vir die priesters teruggevat het. Hy het nie berou gehad omdat hy Jesus verraai het nie, omdat hy sy sonde berou oor gehad het nie. Hy het verwag Jesus gaan weer loskom. En toe Jesus nie loskom nie, en hy sien Jesus gaan veroordeel word tot die dood, toe besef hy, nou het ek droog gemaak. En hy was spyt gewees oor die gevolg van sy dade, want nou is hy ewe skielik man alleen te blaam vir die dood van Jesus. Van die priesters het hulle self probeer losmaak van hom af. Twee dinge sal gebeur as jy heelhartig, volhardig Jesus in 'n word. Of jy sal geheel en al syne wees. Jy sal hom volg. Of jy sal totaal en al van hom wegbeweeg. Was jy maar koud of warm. Maar nou dat jy lou is. En is interessant van die meeste mense, en ek kyk nou die dag klomp video's van sataniste wat Christendom aanvat. En weet jy wat is en selfs ateïste, en selfs mense wat, meeste van hulle, gaan dit erken en sê, hulle was eens op 'n tyd, opregte, groot, kinders van die Here, hulle die Here lief gehad, met hulle hele hart, hulle hele verstand, hulle die Here gedien. Maar dan vertel hulle maar, eendag het my oë oopgegaan. En dan sal hulle nou vertel van hoe hulle nou opgeëindig het waar hulle was. Hoe hulle nou tot hierdie realisasie gekom het. Dat hulle die oortuiging het van God. Wat hulle het, net soos Judas. En dis nogal hartseer. Iewers het die Satan ingeslyp en hulle weggesteel van die Here af. Ek wil net vir jou vandag sê, niks goeds kan kom daarvan om op te gee op Jesus nie. Niks goeds kan kom daarvan om jou geloof te verloon nie. Niks goeds kan daarvan kom om in rebellie teen God te kom, om kwaad te word vir die Here.
Niks goeds kan daarvan kom om op te gee op Jesus nie. Net omdat hy nie dalk jou geantwoord het op die manier, of is wie jy verwag het hy moet wees nie. Omdat jy 'n wanpersepsie van alles het. Want jy sien, ons lewe nou in 'n wêreld waar ons kyk in 'n spieël, in 'n raaisel. Maar eendag sal ons van aangesig tot aangesig sien. En Judas se storie waarsku ons, bewaak jou hart. Spreuke sê dit vir ons, Spreuke 4, van vers 23, hy sê, bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word. Want daaruit is die oorspronge van die lewe. Jy sien, Judas het nie sy hart bewaar nie. Hy het sy hart laat verbitterd word teenoor Jesus. Hy het sy hart verhard teenoor Jesus. Alhoewel hy met hom 'n pad gestap het, alhoewel hy Jesus lief gehad het, alhoewel hy Jesus gedien het van die begin af met 'n passie, het die Satan hom ontnigter. En hy is die vader van die leuns. Jy staan ook vandag op 'n plek waar jy sê, ek weet nie of ek die Here meer kan vertrou nie. Ek weet nie meer of Jesus my lief het nie. Ek weet nie meer eens of God my hoor nie. Ek weet nie eers meer hoekom ek die Here dien nie. God is nooit daar vir my nie. God hoor my nie. God gee nie om oor my nie. Jy mag dalk so voel. Ek wil vir jou vandag sê, oppas. Niks goeds kan kom van opgee op Jesus nie. Bewaak jou hart. Die vyand is besig om leuns vir jou te saai, en jy gee hom die geleentheid. Jy maak jou hart oop vir sy leuns. En voordat jy jou oë gaan uitvee, is jy ook maar net nog 'n Judas. Is die 30 stukke silwer werklik die moeite werd? Bewaak jou hart. Die uitkoms wat hy geneem het. Hy het homself gaan hang. Hy het die duisternis geembrace. Hy het die duisternis gekies wat sy hele lewe verwoes het. Die verskil tussen Judas en Petrus. Petrus was bang vir die mense. Hy was bang om Jesus nie openbaar te erken. Hy het Jesus lief gehad met sy hele hart. Die Jesus aan hom verskyn by die see van Galilea en hy sê vir hom, Petrus, het jy my lief? Ja, Here, u weet dat ek jy lief het. Petrus, het jy my lief? Ja, Here, ek het jy lief. Petrus, het jy my waarlik lief? En hy het begin ween, hy het bitterlik geween. Here, u weet dat ek u lief het. Toe hy aankraai en Jesus kyk vir Judas, vir Petrus. Sê die Bybel, Petrus het, toe hy aankraai en Jesus kyk vir Petrus en sy oë maak kontak met hom. Sê dit, Petrus het buitekant toe gegaan en hy het bitterlik geween. Petrus het berou gehad oor sy sonde. Hy het berou gehad oor sy hart, wat hy toegelaat het, om oop te maak vir die werk van die duiwel. En dit is hoekom Jesus Petrus herstel het. Die woord van die Here sê vir ons, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons te vergewe. Moenie toelaat dat jou versteekte sonde jou naderhand gaan verhard maak teenoor die Here nie.
Judas het gedink hy gaan daarmee kan wegkom. Op die einde van die dag het hy homself gehang en hy is in die verderf. Judas het sy keuse gemaak, terwyl hy al die geleentheid gehad het. Wat is jou keuse vanaand? Amen. Ons laat daar Vader, ek wil vir U sê dankie vanaand vir die woord. En ek wil bid Here dat hierdie woord tot mense se harte sal spreek. Ek wil bid Here dat hierdie woord mense in hulle harte sal lewend word, sal rema word. En ek wil bid Vader dat hierdie woord mense attent sal maak. Heilige Gees, U is die enigste een wat hierdie woord lewend kan maak. U is die enigste een wat hierdie woord rema kan maak in ons harte. Sal U asseblief die naprediker wees hiervan. Seën hierdie woord in ons hart vanaand in Jesus naam. Amen.